Maar ek kan ons net een ding vra, julle het daai ding gebring, ek wil net dit doen, daai. Dis is 'n drive to survive, ek wil dit self doen. Ek gaan nou by Milan stop, as ons onderhoud gesê. Bakkie Talk 2026. Take 1. De Hoek is bekend vir sy wind en sy storms maar met al sy uitdagings, met die sandgrond en alles, wil ek eerlikwaar nie ander plek behoor nie. Ons spot altyd en die mense in die dorp sê ook altyd, die wind word gemaak hierso. Ek sal nooit vergeet as ek 'n kind was en ons kom naweek of vakansies om te kom help stroop op die plaas. Daai tyd was hy maar net 4 lande gewees. Dat is in die stoor gebly en dan is die stoor mooi uitgevee. 2 dae later is daar so laag sand soos die stoor volgewy het. My pa is oorlede toe ek op Stellenbosch besig was om landbou te studeer. Dit was al, dink ek, is vir jaar al 22 jaar terug. Half sê ek was al 'n bietjie in die diepkant ingegooi, ek en my jonger broer. Maar gelukkig het my oudste broer Haif, vir wie ek die wêreld se respek het en baie lief is, hy het half die mentorskap oorgevat as 'n pa-figuur. En toe het ek daai eerste seisoen wat ek geboer het, uitstekende mielieopbrengste gehad. En ons het toe half begin om 'n studiegroep te begin. En ek is toe die eerste spreker, want hulle vra toe vir my, wat het ek gedoen dat die mielies wat ek al jaar geoes het, soveel beter gedoen het as wat ons norm was. En kort en lank was dit maar net daarop gekom, ek het die basics reg gedoen. Ek stroop so jare wat terug, en terwyl ek op die stroper sit, toe sien ek is nou besig om 100 ton 'n uur mielies te stroop met die stroper. En te dink aan myself, die jare wat hulle geboer het hy my altyd vertel, as hulle 'n goeie dag gehad het hulle 100 ton vir die dag gestroop. En nou doen ek dit in 'n uur se tyd. So ek het nou met die tegnologie, met die drones wat ek gebruik en die RTK wat die implemente presies op dieselfde spore hardloop. Altyd gewonder wat sou my pa van dit gedink het. Toe ek begin met my video's op Instagram en Facebook, het ek dit in die begin maar gedoen oor dat ek mal is daaroor om die natuur af te neem en oor boerdery my passie is, was dit vir my verskriklik mooi om die landerye en die goed af te neem. Ek het maar net aanhou met dit doen. My familie wat in Amerika bly, tel vir my, as hulle kom kuier 1 keer in 10 jaar, sê hulle vir my, asseblief moenie stop met jou video's en jou goed nie, dis vir hulle so lekker, dit voel vir hulle sien 'n stukkie van Suid-Afrika nog. In die oggende as ek die lande deurry en ek sien die trop rooibokke, die springbokke en die blesbokke en hulle wat nou so mag geraak het. Dis asof hulle saam met ons werk is. Hulle eet nie net op een spot nie, hulle eet oor die hele land, so hulle nou eet. So ja, soos hierso, kyk hoe maak is die trop rooibokke. Kyk, as jy 'n groot boer is dit onmoontlik om altyd op die stroper te wees, verstaan. Maar omdat ek net graan boer, is dit vir my al vermoed. As ek wil beter raak in my graan, dan moet ek op die stroper wees om te kyk hoekom doen die land goed. Dis ook dit is nie net altyd om die foute te sien. Dis baie keer om te sien, hoekom doen die land goed. Hier waar ek nou stroop, is waar ek die mielies nou-tal geplant het in die canola. Ek doen nie 100% nou-tal boerdery nie. Ek probeer so min as moontlik my grond te versteur voor ek my mielies plant. En die rede maar vir dit is ek het agtergekom, as ek 'n cover crop het voor ek my mielies plant, doen my volgende oes baie beter. Nou baie boere het vir my gesê, jy gaan dit nie reg kry om jou mielies te kan plant in jou canola, oor dat canola 'n verskriklike bosagtige gewas is. En so dat dit gelyk, jy gaan dit nie reg kry nie. Maar oor ek al vir jare lank met die spoorverkeer, die ry waar ek my mielies plant, met die canola en die gars en met die koring nie plant nie, is dit vir my soveel makliker gewees om dit te doen. En ja, soos hierdie is een van die beter mielielande wat ek in 'n lang tyd gestroop het, en dis als te danke oor dat ek al die organiese materiaal bo op die grond kon gelos het en nie verwyder het nie. Ek wil sommer vir julle dit wys en vir julle wys hoe
lekker is dit om 'n dekgewas bo op die grond te hê, want dit maak verskriklik, ekskuus, ek is verskriklik. Ek het daai stroopperokkie heeltyd verskriklik. Die kultivar wat ek graag wou geplant het, wou nie droog word nie. En die kultivar wat ek gehad het wat vinnig droog word, is geneig om te val. Toe besluit ek, maar kom ek plant albei gelyk op dieselfde planter, verstaan? Ek het my planter gevat en verdeel en die helfte van twee verskillende kultivars gegooi. En toe kom ek agter dit maak 'n verskil in my bestuiving ook, want die een kultivar is geneig om 3 tot 5 dae vroeër te begin bestuif. En dit maak dat ek 'n langer bestuivingsperiode het, en bestuiving is baie belangrik op mielies. As jy hier kan sien, ek het ideale bestuiving gehad. So hier is die twee kultivars nou langs mekaar. Kyk hoe mooi groen is hy nog. Hy kon die laat reën en die swamme baie goed hanteer het. Die ander kultivar langs aan, kon jy sien het al begin sy blare goed verloor. Ironies genoeg sal jy dink die kultivar wat laer groei, sal jy dink is die kultivar wat beter staan. Maar ironies genoeg die ene wat hoër groei, wat sy koppe hoër as my kop dra, is die een wat geneig is om die beste staan vermoë te het. Hierdie koring was die dag toe ek hier klaar gestroop het, was die kaffende groen. Mense sou dink, ek jaag moeilikheid aan. Maar kyk hier so hoe bros is dit nou. En is wonderlik vir jou grond. Kyk hoeveel organiese materiaal het al gebind hier op die boogrond. Kyk die kleur al van die grond. En dis grond wat se kleipersentasie nie eers by dis tussen 5 en 7% wat my kleipersentasie is. So dis iets wat ek agtergekom het my grond baie beter maak, en dit maak die waterinfiltrasie net soveel beter. In die seisoen, as jy jou vinger vat en jy grou hierso, soos jy grou jy van die mieliewortels raak, waar die twee mielies soos 'n mat op die boogrond is. En omdat die son glad nie op die grond skyn nie, kry jy glad nie dat die boogrond so warm raak dat dan die wortel groei. So jou kunsmisopname is baie beter omdat jy die dekgewas het. En ja, en van ek dit toepas in my boerdery, moet ek sê, het my opbrengste baie verbeter. Ons is ongelukkig in die ekonomiese tye wat ons nou is 'n oes wat 10 jaar terug 'n goeie oes was en 'n topoes was, is nou 'n oes van gelykbreeknommers. So nou moet ons merkwaardige opbrengste fisies afhaal om fisies om jou winsgrens te kan lig. En so as ek vir iemand van buite kan sê, dit is nie so eenvoudig soos dit lyk nie. En dis tog wat ek probeer om in my video's vir die mense in die publiek te wil wys. Te sê ek is nie bang om iets te probeer nie. En ja, as ek sien ek het dit gedoen en ek kry 'n opbrengsverhoging, dan deel ek dit graag met mense. En dit is vir my lekker om vir mense te wys. 'n Goeie vriend van my se pa het eendag vir my dit baie mooi ding vertel. Hy sê, Jak, as jy nie tyd het om 'n ding die eerste keer reg te doen nie, waar gaan jy die tyd hê om dit die tweede keer oor te doen? So dis maar die motto wat ek probeer doen. As ek iets doen dit die eerste keer reg en probeer dit die beste van my vermoë doen die eerste keer. Jy gaan 'n jaar voel dis die beste opbrengs wat ek die seisoen het, die beste want ek het die meeste effort en moeite ingesit. En dan daai seisoen kom dalk toevallig en die natuur draai teen jou en ons kry swamme wat ook al en jy het nie tyd gehad om dit te beheer nie. Ek vat net 'n voorbeeld. Dan is dit geneig om jou nogal, kom ek sê, bietjie te vang en bietjie te laat wonder, is dit die moeite werd wat ek doen? Maar daar's niks so lekker soos die goeie jare. Soos die jaar lyk baie nice. Die opbrengs kan ek glad nie oorkla nie. En dit was nie 'n seisoen wat nie sy uitdagings gehad het. Die vloed het ons laat rondspring. Nes ons dink, okay, ons pompe staan nou reg, ons kan nou 'n paar dae pomp. As ons weer sien, laat weet hulle die rivier is weer op pad af. En elke keer as ons pompe moet losmaak en op en afskuif, is dit fisiese ure wat ons moet verloor, wat ons nie kan besproei nie. Die challenge baie keer is lekker as jy dit oorkom en aan die einde van die seisoen kom jy en jy weet daar's 'n oes met sulke potensiaal op die land. En jy weet jou harde werk, jou sweet, jou dae wat jy gedink het, wat jy gewonder het, hoe gaan jy hierdie week survive?
en jy kom en jy stroop 'n wonderlike mielieoes, dit maak dit moeite werd. Ek geniet die rivier onmenslik baie. Dis is nou sleg met die vloed, en ek kan dit nie nou so kwaai doen nie, maar ek is mal oor om vlieg te hengel en kunsaas so goed te vang, en my kinders is net so mal oor dit. So dis iets wat ons gereeld doen, is om die rivier te geniet en watersport en wat ook al te doen as die riviere dit toelaat. Want ek het al gedink hoe hartseer sal dit wees om op teen die Oranje rivier en Vaalrivier te boer, maar jy gaan nooit waardeer die water. So, dis die praktyk wat meeste van die boere by ons gebruik is, en ek ook self, is nog die standaard hangspuite. Maar ek het elke jaar kom ek agter, veral hoe beter die mielies doen en hoe hoër die mielies groei, en van die cultivars wat nou so hoog groei, dat hulle al teen die spulpunte vasdruk, dat die hangspuite begin al hoe meer strepe maak, want die spuite kry nie die water wyd genoeg versprei, want dit is binne die canopy van die mielies. En toe ek 2 jaar terug het ons 'n paar plase in Amerika gaan besoek. Toe sien ek maar omtrent al die spulpunte daar, sit hulle spuite bo op die spulpunt. En ek het begin rondvra, en toe 'n goeie vriend van my, Koos Meiberg, vir my die spuite laat invlieg, en ek het begin stelselmatig eers net my binnetorings waar die spuite baie wyd hang, begin met die binnetorings. En toe sien ek eers die mielies doen actually beter daar. Ek het al video's gemaak wat ek afneem. Die druppelgrootte is so presies dat daar minimale verdamping is. En ek moet sê, dit is die mielies, ja, daar waar ek stroop waar die spuite boop sit en waar ek stroop waar die spuite hang, kan ek die verskil fisies sien. Maar wat dit wel ook doen is, omdat die spuit nou verkeerd omsit bo op die spulpunt, is hulle geneig om baie minder te verstop. Want elke keer as die spulpunt afsit, as jy die pomp water wegvat, vir 'n paar sekondes is daar negatiewe pressure wat uit die water fisies negatief suig binne in die stelsel, terwyl die pype leegloop. En dit maak dat al die vuiligheid wat binne in die regulator en goed was, terugval binne in die pyp en dan uitgaan na jou oorhangpunt toe en dit sodoende uitspuit. Ons het hoeveel dae in 'n ry gehad wat dit oor die 40 grade Celsius was, en ek het hier gestroop. Dit was 'n visuele verskil. Sodra ek gekom het waar my spuite boop was, het ek tot plekke tonne hektaar beter gestroop. Moet ek my kuite flex of wat? Ek het begin om elke spulpunt van my het ek begin om my elektroniese kas op te sit wat ek deur my selfoon te gebruik. Kan ek die spulpunt stop, start, vinnig gestel, stadig gestel, al daai dinge. Ja, dit was aanvanklik was dit redelik duur, maar ek het ook probeer elke seisoen doen ek ten minste 2 spulpunte, volgende seisoen doen ek 2 spulpunte. Die ouens wat dit nie gedoen het ongelukkig agtergebly, en waar ons agtergekom het, die ouens begin seermaak het, is toe ons daai erge loadshedding seisoen gehad het. Dit was actually 2 seisoene, waar boere hulle mense moes stuur middel van die nag, 3 die oggend, dat hy gaan, dan moet hy al die spulpunte gaan start, want hulle moet dit nog met die hand gedoen het. En dan, sodra hy deur is en net almal klaar gestart het, dan 'n uur later, dan sit weer die volgende loadshedding skedule, dan sit hy weer af. So, dit het my baie gehelp, die feit dat ek al klaar die tegnologie ding begin het, en as ek mooi daaroor terugdink, nee, dit was paar rand, maar ek het gekyk, dit kos dieselfde om 'n swamdoder te spuit op jou mielies, as wat dit gekos het vir my om 'n elektroniese kas op te sit. En ek bedoel, dit is 'n no-brainer. As jy nie tegnologie in jou boerdery toepas, en die nuutste tegnologie begin toepas in jou boerdery, gaan jy nooit vorentoe gaan. Dit is ook nie te sê, jy moet elke liewe ding, wat nou nie op die mark is, gaan en vat, as dit nie iets is wat langtermyn 'n beter positiewe ding vir jou. Wat vir my so lekker is, ek rig nou al rugby af by ons skool in die dorp. Ek het met my seun begin, as ek reg is dit 8 jaar terug. En ek het hom van graad 1 tot onder 13 die hele tyd afgerig. En toe hy nou hoërskool toe gaan, toe het ek eintlik gedink, ek gaan nou klaarmaak, ek gaan nou retire. Toe was dit vir my so lekker, toe die nuwe afrigter vir my vra, kan ek asseblief aanbly en vir hulle help met die afrigting nie. En ek het gedink,
moet ek dit doen? Was 'n kwessie van 2 weke, toe ek verlief op die nuwe span kinders wat ek afrig en die seisoen doen ons uitstekend ons rugby span met die onder 13s hier by Douglas. Ons het al 'n paar groot skole gewen die jaar wat normaalweg skole is wat ons sukkel om teen te kompeteer. Dis lekker as ek met jong mense praat en van die jong mense na my toe kom uit die bloute uit en vir my sê, "Jesus Jak, daai video wat jy opgesit het van daai wat jy nou tot geplant het in die canola. Is dit Photoshop?" Ek sê nee, dit is regtig. Hy sê Jesus, like dit en hy het nog nie sulke milies gesien nie. En as ek een van daai ouens kan inspireer om 'n beter boer te raak, dan doen ek dit, verstaan. So dis die jong mense, ek hou daarvan om dis een van die redes hoekom ek my video's op sosiale media sit, is behalwe dat ek daarvan hou en mal is met my boerdery. En is lekker as jy seisoene later daarna weer gaan kyk en dink, okay, kyk wat trek ek nou al te wat ek gedoen het. Maar as jy daai respons van die jong mense kry en 'n goeie vriend van my het eendag na my gekom en hy sê vir my, "Wat doen jy?" Want sy dogters het na hom toe gekom en sê, "Oom Jak se video's is baie nice." En ek sê toe vir Mori Attie, ek sê jou help. Dis nie so moeilik nie. Maar ja, so ek doen dit nie om te try hip en wat met die kinders wees. Ek doen dit maar net om te kyk of ek iemand kan inspireer om die volgende goeie boer te wees.